Listen while you still can hear. Listen while you still Vandag hoofstuk 13 vanaf vers 21 tot 38 wat handel oor die verraad van Judas, waar Judas dan nou vir Jesus verraai het en Petrus wat gewaarsku is deur Jesus. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die genade, dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. Dankie dat ons weer bevoorreg is om rondom die woord te kan kuier. En my gebed is dat U dan hierdie aanbieding sal seën, elkeen wat daarna luister geseën sal wees, en dat hierdie saad op vrugbare grond sal val, en dat U in en deur ons verheerlik sal word ook, en dat U naam heilig sal word, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Daar sê, vers 21, lees, toe Jesus dit gesê, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, en die disippels het na mekaar begin kyk in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. Net so vinnig stil te staan, u sal onthou dat by die vorige aanbieding, verse 20 en 19 en 20 of 20 althans, kom ons lees net dit voordat ons aangaan, waar Jesus dan vir hulle gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. So dit is die voorafgaande vers by vers 21, waar dan sê toe Jesus dit gesê het. Die woord ontstel in hierdie konteks of in hierdie opsig het dieselfde betekenis as die woord wat gebruik was toe Jesus by Lazarus se graf stil gestaan het en geween het volgens Johannes 11 vers 33, toe Jesus dan nou ook ontsteld geraak het en bewoog geraak het, is daar dieselfde betekenis en daar dieselfde ontsteltenis wat Jesus gehad het, toe hy ook hierdie woorde geuiter het, om te sê dat een van julle sal my verraai. So dit moes vir hom dan werklik ook kan ons aflei hieruit 'n baie hartseer saak gewees het, om te weet dat hierdie disipel saam met wie hy van die begin af geloop het en saam met wie hy hulle sekerlik 'n verhouding aangeknoop het al en 'n goeie verhouding gehad het met mekaar, het hy ook in sy hart geweet dat hierdie persoon hom sal verraai, en het Jesus dit dan nou hier ook aan die lig gebring. Ons sien sy ontsteltenis toon dat die werklike emosionele en geestelike gewig van die groot verraad wat Judas dan nou sou wat gebeur het, en veral dan omdat dit een van sy eie disippels was wat Jesus dan nou so verraai het. Ek dink dit was vir hom seker 'n groot slag gewees, die feit dat sy disipel vir wie hy ook dan nou sekerlik lief gehad het en saam met hom op pad gestap het om dan nou verraai hier voor die einde van sy bediening op aarde. Hulle verwarring en skok, dis nou die disipels, en weerspieël die hegtheid van die groep. Ek dink hierdie groep wat vir 3,5 jaar, byna 3 jaar op hierdie stadium saam gewandel het op aarde, saam dinge gedoen het, saam wonderwerke gesien het, moes 'n groot of 'n hegte verhouding met mekaar gehad het, en ons sien dat ook dan hoe goed Judas sy werklike verdraaide hart weggesteek het, ten spyte daarvan dat hulle met mekaar goed oor die weg gekom het, ten spyte daarvan dat hulle elke dag in mekaar se teenwoordigheid was, het Judas nog steeds hierdie verdraaide hart en verkeerd van hom weggesteek, sodat die ander dit nie gesien het nie, maar ons weet mos Jesus wat eintlik God was, het alreeds hiervan geweet. In Matteus lees ons dat hulle begin vra, en dit is nou die disipels, een na die ander seker gevra het, Here, is dit ek wat U sou verraai? Is dit ek wat U sou verraai? En ek glo hulle kon self ook nie glo dat Jesus dit van hulle gesê het nie. Vers 23, en een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moes vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit?
ander woorde, hy praat hier van Here, wie is dit wat u sou verraai? Een wat Jesus lief gehad het, weet ons, of kan ons aflei ook dan, dis Johannes, wat die skrywer van die boek is, wat dan nou hierdie woorde geuiter het. Sien ons ook dat die gebruik van die Bybelse tyd se maaltye of sy etes was nie soos in vandag waar mense byvoorbeeld by 'n tafel gesit het en op stoele gesit het, veral nie. Die Bybelse tye, as jy bietjie gaan kyk na prentjies en so voort, dan sal 'n mens sien dat hulle basies op die grond gesit, op 'n kussing gesit, althans, en dan sou hulle so half na die een kant toe geleun het, kan ek sê, hulle sou op die kussing sit en dan op die linkerhand geleun het om hulle bolyf te sit, terwyl dat die regterhand dan sou vry wees om te eet. En dan weet ons ook mos nou dan, as dit die geval is, sou die een wat dan nou agteroor geleun het, eintlik maar net teruggeleun het teen Jesus se lyf. Die Afrikaanse vertaling gebruik die woord val op die bors van Jesus, wat eintlik maar net beteken, hy het half skuins teruggeleun en teen Jesus gerus of gelê dan nou, of sy lyf gestit, met ander woorde. Is nie asof hy nou fisies op die bors van Jesus gelê het nie, hy het maar meer teen die lyf van Jesus gestit. Vers 26, Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. Dit blyk asof hierdie vraag en antwoord nie hardop vir almal hoorbaar was nie, maar eerder 'n sagte gesprek tussen Jesus en Johannes en Petrus, en sodat die ander dit waarskynlik nie gehoor het nie. Ons weet nie wat die waarheid is nie. Ons lei maar af van hoe die gesprek gevorder het en wat daar gesê is. En dan sien ons ook in die ou tyd, Bybelse tyd, die gebruik was wanneer iemand 'n happie gevat het en hom gedoop het in, was dit nou maar sous of in een of ander olie, sou dit, en dan vir iemand anders gegee het, sou dit 'n teken van eerbied gewees het en nie van veroordeling nie. En hier kom Jesus en hy doop hierdie stukkie in die kom ons sê nou maar in die olie, ek glo dit was olyfolie mengsel, wat hy dit ingedruk het, en hy gee dit vir Judas, wat ook maar net dan 'n teken was in daardie omstandighede van eerbied, en nie dat hy Judas veroordeel vir die daad wat hy op die punt was om te pleeg nie. En ek dink dis baie belangrik om Jesus se gesindheid ook hier te sien, dat hy in daardie omstandigheid waar hy weet, hierdie persoon is in die oomblik om hy te verraai, hy nog steeds vir hom 'n stukkie brood gee as 'n teken van eerbied, in plaas van veroordeling. Ons sien in baie Midde-Oosterse kulture, sou die gasheer byvoorbeeld die beste stuk aan vleis of brood aan die gas gegee het, as 'n teken van vriendskap. Jesus het waarskynlik ook hier die voorbeeld kom stel oor hoe om jou vyande lief te hê, deur in hierdie situasie self eerbied te betoon aan die persoon wat op die punt staan om hom te verraai. Hierdie liefdevolle gebaar van Jesus maak die verraad van Judas eintlik net soveel erger en groter. Ons lees hier in Psalm wat eintlik hierdie hele gedeelte bevestig, is eintlik 'n profesie wat uitgegaan het alreeds in Psalm 41 vers 10, waar daar gepraat word van, of die profesie het hier uitgegaan en vervul in die boek van Johannes, waar hy sê, selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, en dit is Jesus wat nou op sy disippels vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Hier sien ons dat dit, soos ek reeds gesê het, 'n profesie wat in Psalm geuiter is, word vervul in die boek van Johannes, en dan besonder hoofstuk 13 vers 26, 25 en 26. Vers 27, en nadat hy die stukkie geneem het die Satan in hom ingevaar. Dit is nou Judas, né? En Jesus sê vir hom, wat jy doen dit haastig. Ons weet mos nou al, Satan het eintlik lankal in die hart van Judas begin werk, maar hier, en ons lees daarvan in Johannes 13 vers 2 alreeds, maar hier in vers 27 het die duiwel eintlik nou heeltemal van hom besit geneem, en hy het net, kan ek sê, net gelet go, en gedoen wat die duiwel in sy hart geplaas het om te doen. En hier weet ons ook, sien ons ook dat Jesus, of Judas althans het besef dat Jesus bewus was op hierdie stadium van sy hart en sy verdraaide planne.
Ons sien hier dat verskeie metodes wat Jesus al gebruik het hier deur sy bediening heen op daarom dat Jesus dan vir hom sê, wat jy doen, moet jy haastig doen, doen dit vinnig. As jy dan so vasbeslote is om jouself te verwoes, gaan dan voort, maar dra net die gevolge, en dit is ons as mens presies dieselfde. As ons besluit neem om sekere dinge te doen, dan keer die Here ons nie noodwendig nie. Hy laat ons baie maal toe om te doen wat ons hart vind om te doen. Maar wat belangrik is om te weet hiermee saam is dat ons die prys daarvoor sal betaal en dat ons die gevolge daarvoor of daarvan sal dra. Hier sien ons ook dat wanneer die mens die bose in sy hart gewilliglik toelaat, dan onttrek die Heilige Gees homself aan die persoon. Want ons weet mos nou dat God se gees en die duiwel kan nie saam in een tempel woon nie. En ons liggaam is mos 'n tempel van die Heilige Gees, soos wat die woord van die Here vir ons leer. Met ander woorde, as die duiwel intrek, dan trek die Heilige Gees uit ons lewe en uit ons hart uit. Ons sien dat Jesus nie 'n slagoffer was nie. Ons moenie hierdie verhaal van die kruisiging en die feit dat Judas vir Jesus verraai het sien as Jesus was die slagoffer nie, maar eerder dat die gebeurtenis wat hier plaasgevind het goed georganiseer was volgens God se plan en God se tyd. God was nie onverhoeds betrap nie, net so was Jesus nie onverhoeds betrap nie, maar was dit reeds in die raadsplanne van God opgeteken en beplan en was daar 'n uitkoms en 'n plan in werking. Met ander woorde kan ons vir mekaar ook vanaand sê die kruis was nie 'n tragiese fout wat plaasgevind het nie. Dit was eerder 'n goed beplande sending van God af, sodat die mens daardeur gered kan word. Vers 28 lees ons, maar waarom hy dit vir hom gesê het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink terwyl Judas dan die beursie gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy miskien iets aan die armes moes gee. Ons weet dat Judas was die tesourier van hierdie groep, hy het die beursie gedra, alles wat aangekoop was en alles wat bekom moes word, het Judas dan nou gedoen en betaal daarvoor, en ek is seker wanneer iemand donasies gegee het of geld gegee het, het hy dit ook dan by hom in die beursie gedra. So, almal het maar gedink, dit is maar wat Jesus vir hom sê, gaan koop vir ons iets, of dit was ook soos in daardie tyd wat die gebruik was volgens Deuteronomium 15 vers 7 tot 11, wat as iemand na die fees gekom het wat nie iets het om te eet of iets om te offer nie, dan sou die wat vermoënd was, die wat gehaat het, sou gegee het aan die wat nie het nie. En dit is wat die ander disippels toe nou verstaan het, dat hy dalk aan die armes iets moes gee. Vers 30, toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan en dit was nag. As ons hier sien, by die volgende paar hoofstukke, vanaf hoofstuk 13 tot en met hoofstuk 17, met ander woorde, 4 hoofstukke wat gewy word net aan hierdie gebeurtenis wat binne die volgende 24 uur plaasvind. Hierdie gebeurtenis van hoofstuk 13 tot hoofstuk 17 speel af in 24 uur. Dit begin die aand wat Jesus verraai is en tot en met sy gebed vir sy disippels in hoofstuk 17 net voor die gebeurtenis in die tuin van Getsemane. Alhoewel dit 'n kort tydperk was wat Jesus se lewe dek, was dit so belangrik dat Johannes byna 'n kwart van sy evangelie aan hierdie 24 uur tydperk gespandeer het. So hierdie paar hoofstukke speel dan af in net 24 uur. En toe hy buite was, dis Judas, sê Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. Die oomblik toe Judas vertrek het om Jesus te verraai, het die proses van Jesus se verheerliking in werking getree. Jesus se dood is nie tragies nie, maar 'n daad wat God se karakter
en liefde vir ons as mens weerspieël. God sal Jesus in homself verheerlik, wat beteken met goddelike, met hemelse heerlikheid en hom herstel in ewige gemeenskap met die drie-eenheid. Ons weet mos nou dat Jesus gaan terug na die Vader toe en die drie-eenheid was van daar af dan weer 'n eenheid en nie Jesus op aarde as mens nie, maar Jesus dan in die hemel weer as God. Vers 33, my kinders, Jesus praat hier met die disippels, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle. My kinders, in hierdie konteks is woorde wat kenmerkend is van Johannes se briewe. Johannes het by meer as een geleentheid het hy hierdie woorde geuiter, my kinders, en dit beklemtoon die idee van familie of verwantskap, in hierdie geval dan 'n bloedverwantskap, en die uitdrukking van innige liefde en sorg vir diegene wat nog nie volwasse is nie. Wanneer ons praat van mense wat nie volwasse is nie, dan verwys 'n mens ons na hulle as kinders. Hy het nie die feit verberg dat hy hulle binnekort sou verlaat nie. Jesus het hier nie doekies omgedraai nie. Hy het vir hulle ronduit gesê dat hy is op die punt om hulle te verlaat. Jesus begin om sy disippels voor te berei vir dit wat voor lê, van die gevangeneming tot die kruisiging, opstanding en dan die hemelvaart. Vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Interessant dat hierdie twee verse soveel klem lê op liefde. Jesus leer sy disippels om lief te hê, soos hy hulle lief gehad het. Jesus het meer as net die wet van Moses nagekom. Hy het nie net sy naaste lief gehad soos homself nie, maar hy het hulle eintlik meer lief gehad as wat hy homself lief gehad het, want hy het sy lewe vir die mense afgelê. Hier sien ons dat Jesus doen 'n beroep op sy disippels om hom na te volg, sy voorbeeld na te volg, en om ten alle tye gereed te wees om hulle lewens vir mekaar af te lê, soos wat hy op die punt was om sy lewe af te lê vir die sonde van die wêreld. Dit was streng gesproke 'n nuwe gebod wat Jesus vir hulle hier gee. Geen morele stelsel het ooit iets so suiwer en onselfsugtig voorgeskryf soos dit wat Jesus in hierdie twee verse vir sy disippels gee en sê nie. Ons Here het alle morele stelsels in die heelal oortref in twee sinne toe hy vir hulle sê, eerstens julle moet julle vyande lief hê en tweedens lê julle lewe vir mekaar af. En ek dink dis daar dieselfde boodskap wat God vandag vir die wêreld wil sê, dat ons moet ons vyande lief hê, en inteendeel word dit by meer as een geleentheid in die woord van die Here aangeteken, en ook dan dat ons lewe vir mekaar moet aflê en dat ons mekaar moet lief hê, soos wat ons, of meer as wat ons onsself lief het. Ons sien in vers 36, Simon Petrus aan die woord, sê vir Jesus, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie volg nie, of nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Jy sien ons dat Petrus verstaan nie die geestelike konteks van dit wat Jesus hier sê nie. Hy verstaan nie die werklikheid van Jesus se pad na die kruis en terug na die Vader nie. Jesus, of soos Jesus voorheen genoem het, sal hulle eers later verstaan, en ons weet mos nou wanneer hy praat van later, wanneer Jesus dan nou opvaar hemel toe, en hy vir hulle in detail verduidelik wat presies gaan gebeur, en ons sien ook hier dat Jesus verseker vir Petrus dat hy sal wel later volg, en dan die tradisie wat ons hier sien is dat soos ook die ander disippels het aan die einde van die dag almal 'n martelaarsdood gesterwe, soos Jesus ook maar aan die kruis gesterf het, wat eintlik hierdie belofte wat Jesus hulle gemaak het in vervulling gebring het, dat hulle
hom eers later sal sien deur die dood en deur die opstanding dan. Vers 37, Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Ons sien hier dat Petrus is baie opreg, maar ook baie naïef. Sy woorde toon ywer sonder baie kennis of veel kennis. Hy is bereid, maar nog nie gereed nie. Sy mislukking, en dit is nou die mislukking wat hierna verwys word, is die mislukking toe hy Jesus verraai het, voordat die haan gekraai het, sien ons sy mislukking sal hom nederig maak en sy gebrokenheid sal hom later voorberei om vir Jesus dan nou te volg en vir hom te lei deur self 'n marteldood te sterf. Christus moes eers vir Petrus sterf voordat Petrus vir Christus kon sterf. Dit was eers nadat hy gevul was, Petrus, nadat hy gevul was met die Heilige Gees, dat Petrus in staat was om ook dan nou werklik vir Jesus te lei en aan die einde vir hom te sterf deur dood, 'n marteldood. Ons sien dat geen mens dink hy kan enige iets goed doen sonder die hulp van God nie. Al is jy hoe opreg en hoe gewillig, sonder God kan ek en jy niks doen nie. Vers 38, Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Ons sien hier toe Petrus protesteer, het ons Here hom gewys dat hy al die swakhede wat binne in hom skuil beter geken het as wat Petrus self sy eie swakheid geken het. Jesus het geweet hy gaan hom verloon en voordat Petrus dit nog self geweet het. Die hanekraai wat hierna verwys word, was die 3de van 4 Romeinse nagwake, wat ons sien hier tussen, of halfpad tussen middernag en dagbreek plaasgevind het. As middernag dan nou 12 uur is, en dagbreek is 6 uur, en hierdie gebeurtenis het halfpad tussen dit plaasgevind, dan beteken dit het 3 uur in die oggend, het die haan gekraai, net nadat Petrus dan nou vir Jesus 3 maal verloon het. Ons sien hier 2 uiteenlopende gebeurtenisse, Judas wat vir Jesus verraai, en ons sien dat sy verraad was doelbewus, dis beplan, hy het dit doelbewus al 'n tyd voor die tyd het hy daaraan gedink en dis bespreek en beplan teenoorstelling met Petrus, wat in die oomblik 'n onbeplande swakheid van hom besit geneem het en hy by 3 geleenthede erken het dat hy ken nie vir Jesus nie en hy is nie deel van hom nie. So hier sien ons 2 goed, een is beplan, een is onbeplan in die oomblik, en dit gaan met sonde ook so. Ons kry sonde wat ons beplan het, wat ons doelbewus doen, wat ons uitgedink het en wat ons, ja, soos ek sê, doelbewus doen, en dan kry ons 'n sonde ook wat ons in die oomblik van swakheid doen. As ek 'n voorbeeld maar hier kan gebruik, ons ry in ons gebruik altyd maar nou 'n taxi, die arme goed kry ook die skuld vir alles. Taxi ry voor my in en ek sê 'n lelike woord, dan is dit 'n sonde wat ek in die oomblik doen. Sien ons, alhoewel Petrus se struikeling ook verskriklik was dit nie naaste by dieselfde as wat Judas gedoen het nie, omdat Judas in beplan en uitgedink was, ja, en Petrus in die oomblik was. 'n Paar kerngedagtes wat ons uit hierdie hoofstuk kan neem is, eerstens, diensbaarheid is noodsaaklik as ons verteenwoordigers van Jesus Christus op die aarde wil wees, of verteenwoordigers van God wil wees. Selfs die Seun van God het gekniel om te dien, toe hy die voete van sy disippels gewas het. God se liefde, sien ons, is onvoorwaardelik. Jesus het self diegene gedien wat hom sou verloon en verraai het. Verder sien ons ook dat ons moet Jesus se liefde hier op aarde weerspieël. Dit is hoe die wêreld sy volgelinge sal herken. Sien ons ook dat God gebruik onvolmaakte mense. En op 'n plek in sy woord sê hy soek nie bekwaames nie, hy soek die onbekwaames en hy sal hulle self bekwaam. God soek net gehoorsaamheid, hy soek net ons hart en hy sal ons volmaak en bekwaam maak om
vir hom hier op aarde getuienis te kan wees. Petrus se verhaal herinner ons dat selfs al is ons van tyd tot tyd faal ons en doen ons verkeerd en doen ons foute, is dit nie finaal nie. Kan ons verskoning en vergifnis vra en God sal ons vergewe en God sal ons herstel en help om 'n lewe van oorwinning te leef. As ons kan saamvat in een vers of twee verse in hierdie geval, Johannes 13, 34 en 35, waar die woord sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En dan kom hy in hierdie baie belangrike gedeelte wat sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En dit het nie opgehou in die Bybelse tyd nie. Hierdie twee verse is net so lewendig, net so kragtig in vandag se tyd, dat die Here ook vir my en vir jou vanaand wil sê, hieraan sal almal weet dat julle my kinders is, as julle liefde onder mekaar betoon. En mag die Here seën, mag die Here hierdie kort gedagte in die hart seën, en mag die Here ons help om hierdie liefde werklik aan mekaar te openbaar. Kom ons bid net saam, Vader. Baie dankie vir die genade, dankie vir hierdie kosbare woord, wat ons in hierdie dag kon bespreek en bedink en oor kon praat. En my gebed is elke hoorder en elke luisteraar en elke deelnemer hieraan versterk sal word hierdeur, en dat ons dit in ons harte sal koester om mekaar lief te hê, sodat ons ook getuies vir U kan wees hier op aarde. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.